Goeiedag liefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan is dit weer 'n groot voorreg om vandag saam met jou in God se woord tyd te kan spandeer. Nou, finansiële bekommernisse is seker iets waarmee baie van ons daagliks die meeste worstel. Ons almal dink oor dinge soos is hierdie rekeninge wat ophoop of die onsekerheid oor die toekoms. Dit kan maklik voel asof die druk net aanhou en aanhou en aanhou, dit bou op, dit hoop op en dit raak net nie makliker nie, né? Maar ek wil jou vandag bemoedig. God sien jou nood en hy sorg vir jou. Ek sê dit weer, God sien jou nood en hy sorg vir jou. So geliefde, as dit kom met angstigheid en onsekerheid, hoe hanteer ons finansiële angs? Jesus het geweet dat ons dikwels oor ons behoeftes, ons fisiese aardse behoeftes, wat dan geantwoord word met finansiële sekuriteit. Hy het geweet ons gaan bekommerd wees daaroor. Dis hoekom hy sê in Matteus 6 vers 31 die volgende: Moet julle dus nie bekommer en vra, wat sal ons tog eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Geliefde, hierdie woorde is so kragtig, omdat dit wys hoe Jesus ons bekommernisse daai tyd raak gesien, daai tyd al aangespreek het en geweet, deur die eeue heen gaan die mens altyd oor hierdie ding bekommerd wees. Hy weet dat ons dikwels met vrae oor voorsiening worstel, maar Jesus sê vir ons om op te hou, om te vra wat ons gaan eet, wat ons gaan drink of wat ons gaan aantrek, want hy weet wat ons nodig het. Wanneer ons finansiële angs beleef, wanneer ons dit hier in ons binnekant beleef, in ons gedagtes, is dit dikwels omdat ons probeer om beheer te behou oor dinge wat buite ons beheer is. Dit lei tot frustrasie en vreesgedrewe lewe. Maar geliefde, Jesus herinner my en vir jou daaraan dat die Vader weet wat ons nodig het. Die uitdaging vir ons is om hierdie waarheid te glo. God is ons voorsiener, dis wat ons moet glo. God is ons bron. Daarom moet ons hom vertrou ook met ons sekuriteit. Ons moet hom vertrou met ons finansies. Dit beteken nie dat ons moet lui wees of nie ons verantwoordelikhede moet nakom nie, maar dit beteken dat ons nie die las van voorsiening alleen hoef te dra nie. God is saam met ons en hy sien elke behoefte van jou lewe raak. So, hoe kan ek prakties ons finansiële bekommernisse aan God oorlaat? Sê dalk hierdie, maak hierdie verklaring, sê dit hardop, sê, God, U is my voorsiener. Ek vertrou op U sorg. Sê dit, God, U is my voorsiener, ek vertrou op U sorg. Nou skryf jou grootste finansiële vrese nou neer en bid oor elkeen van hulle. En ek gaan dieselfde doen. Jy skryf dit neer, jy skryf jou bekommernisse neer en jy sit jou hande op 'n papier en sê, Here, ek bid vir die dinge. En ek bid vir U wysheid en U insig en U kennis, en dan noem jy dit by die naam en jy vra vir God om jou hart te kalmeer en jou gedagtes te kalmeer. En miskien van ons moet ons bid en sê, Here, gee die bekommernis vir U. En ek vra dat U vir my 'n plan sal gee. Geef my 'n strategie. Wys my wat ek kan doen. En dan dank jy hom daarvoor dat hy jou vashou in sy getrouheid. Geliefde, die sleutel tot oorwinning oor ons finansiële angs lê daarin om jou prioriteite ook reg te kry. Dis hoekom daai gedeelte word saamgevat in Matteus 6 vers 33 waar Jesus sê, soek allereers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. So geliefde, ek en jy moet ook met goddelike wysheid in die baan van God se geregtigheid beweeg, en dan sal dinge vir ons beter loop. So sê hierdie volgende saam met my, Maak hierdie verklaring. Ek kies om my finansiële vrese aan God oor te gee. Ek vertrou dat hy vir my sal voorsien. Onthou geliefde, God sien jou finansiële bekommernisse en hy is getrou om jou behoeftes en aan jou behoeftes te voorsien. So hou vas aan sy beloftes en vertrou hom. Vertrou hom met jou toekoms. Vertrou hom met jou sekuriteit. Vertrou hom met alles in jou lewe. Geliefde, dit is waar ons bron lê. Dit is waar ons hoop lê. Dit is waar ons vrede lê. Lê in ons vertroue by Jesus. So, ek wil jou aanmoedig, maak hierdie verklarings, bid oor jou finansies, en dan môre as jy inskakel vir die laaste oordenking van die week, gaan ons praat spesifiek oor hoe lyk dit wanneer ons lewens plaas in God se hande, en daar beleef ons vrede. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie, dat wanneer ons lees, dat U sorg vir die voëls, die mossies, U sorg vir alles, en dan U weet spesifiek oor die bekommernisse van ons lewens, die angstigheid van voorsiening, dat ons vir ons gesinne wil voorsien.
vir ons kinders wil voorsien. Ons wil seker maak ons is finansiëel stabiel en ons beleef sekuriteit. Maar Here, U sê ook in Matteus 6:33 dat ons moet die koninkryk van God en sy geregtigheid soek. En dan sal al hierdie dinge by ons gevoeg word. Daarom vra ek Here vandag vir die genade dat ons nie vasgevang sal word in ons eie planne nie, vasgevang sal word by die angstigheid van ons doen alself nie, maar eerder sal beweeg in 'n baan van vertroue waar ons lewens en elke faset van ons lewe plaas in U hande en met die vertroue sal wandel dat U vir ons veilig sal hou en ons finansies ook so sal bestuur en vir ons sal help om met insig, kennis en wysheid so te werk met ons finansies dat ons nie onsself, ek beleef om te sê overburden, Here, dat ons onsself net vat na 'n plek toe waar ons skep ons eie angstigheid en daarom vra ek Here dat U vir ons sal help waar ons dalk moet bely oor wat ons doen, foute wat ons maak met ons finansies en dan ook so verantwoordelikheid sal vat en dan deur U genade dat U vir ons finansiële bekommernisse ook sal wegvat. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.